Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om met omtrek en oppervlakte van tweedimensionele figure te werk in die graad 8 syllabus. Voorbeeld 1. Bereken die omtrek van die volgende figuur. Nou as ons die omtrek van die figuur moet bereken, dan beteken dit ons gaan nou daar staan, ons gaan daar begin en dan loop ons om ons figuur en ons stel al die sye bymekaar. Maar ons eerste probleem is ons weet nou nie hoe lank is al die sye nie, want daar's net 2 sye se lengtes gegee. Daarom moet jy verstaan dat hierdie groen streepies, dit beteken daardie 2 stukkies sye is ewe lank en dit gaan dan 2 cm wees. En dan aan die ander kant gaan jy sien hier is nou hierdie pers gedeeltes en dit is vir jou gegee met 1 streepie, dit beteken hulle is almal ewe lank. So daarom kan jy sê, daai een is 4,5, daardie een is 4,5, daardie een is 4,5, sowel as daardie ene. Nou het jy 'n probleem, daardie lang sy, ons weet nie hoe lank is hy nie. Nou gaan ek jou leer, dis nou hierdie lang sy, nê? Nou gaan ek jou leer, 'n mens kan so vir jouself 'n stippellyn trek, wat baie mooi ewewydig is aan daardie ene, en dan is hierdie gedeeltetjie net so lank soos daardie gedeelte. So daai ene gaan 2 cm wees, en trek weer vir jou 'n reguit stippellyn, met ander woorde jy verleng net daardie lyn, en dan is daardie stukkie so lank soos daardie stukkie, en ons weet nou, daardie een is 4,5, en hier kan jy nou mooi sien, daardie stuk is net so lank soos daardie stuk, so hy is ook 2, en as jy dan al 3 daai bymekaar tel, dan kry jy dat dit 8,5 cm is. So nou weet jy wat is die lengte van elke sy, en ons gaan nou op die omtrek, buitekant, gaan ons omloop en alles bymekaar tel. Daarom gaan ek nou vir jou so wys, ek net my pen se kleur verander. Goed, ons kan sê die omtrek is tel al die sye bymekaar. Dus kan dit wees. Ons het 4,5 plus, jammer vir die hond, 8,5 plus 4,5 plus 2 cm plus 4,5 plus 4,5 plus 4,5 plus 2, as ons al daai bymekaar tel, dan sien ons, die antwoord is 35 cm. En onthou nou, ons eenheid is centimeter. En as daar nie 'n eenheid gegee is nie, dan kan 'n mens sê, dit is 35 eenhede. Voordat ek aangaan met hierdie les, is daar net 'n boodskap van my klein hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 2. Bereken die oppervlakte van die volgende figuur. Nou hoe dit werk, is 'n mens gaan na jou figuur toe, en dan kyk jy of jy jou figuur kan opbreek in bekende figure. Nou dis baie duidelik, dat ons figuur bestaan uit, hierdie gedeelte is 'n vierkant, en die ander gedeelte is dan nou 'n reghoek. So ons gaan individueel eers die oppervlakte van die vierkant bereken, individueel die oppervlakte van die reghoek en die twee bymekaar tel. Nou vanuit die vorige vraag weet ons mos nou dat daardie lang sy se lengte 8,5 cm is. Nou goed, kom ons beweeg na ons vierkant toe. So ons oppervlakte van ons vierkant is lengte maal lengte, en miskien ken jy dit as lengte kwadraat. En waar kom dit vandaan? Dit is ons eksponentwette, waar ons geleer het L maal L is L kwadraat. Onthou, daar's 'n hele playlist op my kanaal oor eksponentwette vir graad 8. Ons gaan aan. Ons lengte, ons weet mos nou dat dit 'n vierkant is, en ons het hierdie persstreepies, so as daardie ene 4,5 is, dan is daardie ook 4,5. Dus kan ons sê, vir ons lengtes van ons vierkant is dit 4,5 maal 4,5, en 4,5 maal 4,5 is 20,25. En hierdie beteken
vierkante sentimeter. En dit is ons eenheid van ons oppervlakte. Oppervlakte se eenheid het altyd 'n kwadraat daar. Dan die oppervlakte van die reghoek is lengte maal breedte. Ons lengte 8,5 maal ons breedte 4,5, dit is 38,25 vierkante sentimeter. En dan moenie daar stop nie, onthou hulle het gevra die oppervlakte van die figuur, so ons moet daardie twee bymekaar tel. Daarom sê ons die totale oppervlakte is die van die vierkant plus die reghoek. Die vierkant 20,25 plus die reghoek 38,25 en ons antwoord dan die totale oppervlakte 58,5 vierkante sentimeter. Voorbeeld 3. Die omtrek van 'n vierkant is 20 mm. Bereken die lengte van die sye. Nou kan jy sien wat het nou hier gebeur. Dit is nou die teenoorgestelde, waar gewoonlik vra hulle die omtrek en hulle gee die lengte van die sye. Nou gee hulle die omtrek en hulle vra die lengte van die sye. Nou wat moet jy nou weet? Onthou jy nou weer, die omtrek van 'n vierkant beteken lengte plus lengte plus lengte plus lengte. Maar ons kan dit sommer skryf as die omtrek is 4 maal die lengte, want dit is mos dieselfde lengte. Nou goed, nou wat is vir jou gegee? Die omtrek is 20 mm. So in die omtrek se plek gaan sit jy nou 20 is gelyk aan 4 maal die lengte. So wat sien jy? Jy het eintlik 'n vergelyking om op te los. En daar is 'n hele playlist oor algebra en hoe om vergelykings op te los. So jy gaan sukkel hier as jy nie daai gekyk het nie. Maar nou in elk geval, ek neem aan jy kan dit nou al doen. En daarom, om nou vir lengte op te los, hierdie 4 maal, om van 4 maal ontslae te raak, dan gaan ons beide kante deel met 'n 4. 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan in 20 in 5 keer. Daarom is ons lengte dan 5 mm. En jy kan ook jou antwoord toets. As jy sê, jy weet nie die lengte is 5, dan kan jy mos sê 5 plus 5 plus 5 plus 5, ja, dit is 20. Voorbeeld 4 sê nou, die oppervlakte van 'n vierkant is 144 vierkante sentimeter. Bereken die lengte van elke sy. So kan jy sien wat het nou gebeur. Hulle het vir jou die oppervlakte gegee is 144. So waar begin 'n mens? 'n Mens begin altyd met ons bekende formule en ons formule is die oppervlakte van 'n vierkant is lengte kwadraat. Lengte maal lengte is mos lengte kwadraat. So nou in die oppervlakte se plek gaan vervang jy die 144 is gelyk aan en ek het nou net sommer die woordlengte met L vervang. Lengte kwadraat L kwadraat. Goed, nou is ons weer by eintlik eksponent, reëls en oplos van vergelykings, waar hoe raak ons ontslae van die kwadraat is ons trek die vierkantswortel beide kante. En daarom kan ons sê, onthou as ons die vierkantswortel hier trek van L kwadraat, dan gaan hy weggaan en ons sê die vierkantswortel van 144 is 12. So dus is ons lengte 12 cm. En sien jy, nie 12 vierkante sentimeter nie, want vierkante sentimeter behoort, daardie eenheid behoort by oppervlakte. Lengte is net 'n gewone sentimeter. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Hierdie playlist gaan bestaan uit 7 lesse. En as jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende les toe. Daar gaan ek vir jou nog weer leer van omtrek en oppervlakte van tweedimensionele figure, maar net 'n moeiliker een.